is turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strange in the light of His glory. Nogmaal, dankie, halleluja. Your eyes upon Jesus, full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strange in the light of His glory. Dankie, 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 halleluja. Halleluja. Kan ons die Here 'n behoorlike lof op. Sê vir die ou land, jy lyk net beter man, want die Here is vir jou. As die Here vir jou is, wie kan teen jou wees? Amen. Prys die Here, jy kan jou sitplek neem. Ek wil eerstens dankie sê vir die Here, vir die voorreg om sy woord te kan verkondig. Een van die gevaarlikste plekke wat 'n mens kan weggee is jou kansel. Maar dank die Here dat ek weet dat hierdie kansel behoort nie aan hierdie kerk nie, dit behoort aan God. Daarom wil ek vanmôre sê, wanneer ek hier staan, staan ek in angs en ek staan in bewing voor 'n lewende God. Want as prediker gaan ek verantwoording doen vir elke woord wat uit my mond uit gaan kom. En natuurlik, terwyl ek voorberei vir hierdie boodskap, is daar 'n paar goed wat 'n mens deurgaan en wie gaan nie iets deur nie? Come on, wees bietjie eerlik vanmôre, smaal, sê dis nie so bad nie man. Halleluja. It's all for God's glory. Amen. Luister gou mooi, kan ek dit gou sommer, ek gaan sommer maar met die deur in die huis val, as ek dit so mag stel vanmôre. Alles wat jy deurgaan, is ten goeie van die heerlikheid van die Here, van die leerskare. En hy alleen is die een wat lofprysingswaardig moet wees vanmôre. Amen. Hy is alleen die een wat sy naam groot gemaak mag word. Kom aan. Ek gaan maar sê, soos die Here sê, daar's baie keer wat mense te meer van hulle pastoor dink as wat hulle van God dink. Halleluja. Hy's 'n mens net soos ek en jy. Amen. Hy maak net soveel foute soos ek en jy, wat hy gemeente wat hy mooi in werk. Maak hy nog dalk baie keer meer foute. Maar ja, al die eer kom die Here toe. Berei voor en die Here gee vir my soveel goed en soveel openbaring, en terwyl ons daar onder in die bidkamer staan, sê die Here vir my, ek gaan hom net so 'n bietjie change. Ek sê, Here, asseblief, nou is ek eers nervous. Dis nooit maklik om die woord van die Here te bring nie. Is nooit maklik nie. Vir my was dit nog nooit maklik, want ek weet, ek staan voor 'n lewende God vanop. Weet jy wat, ek kan 'n mens val, maar ek wil God nooit val nie. En daarom wil ek vir jou vra, staan saam met my, dat ons bid. Here, kom vanmôre so afhanklik van U af. Ek wil met alle respek vra, vat vir Vrede uit die weg uit vanmôre. Here, maar kom praat met ons. Here, begin by hierdie man wat vanmôre hier eers te staan. Begin by my
heel eerste vanmôre, Here. Here, want daar is soveel goed wat die kerk vanmôre na smag. Maar my hart roep uit, wanneer smag die kerk weer na Jesus? Here, daar is soveel goed wat die kerk wil tentoonstel. Maar wanneer stel die kerk weer Jesus tentoon, soos wat hulle dit behoort te doen? En ek kom vanmôre en ek vra, Here, laat U my sal bewaar agter die ou ruwe kruis. Here, ek dank U vanmôre vir hierdie goddelike voorreg, dat U elke woord uit my mond uit sal louter, Here. Here, laat daar nie een woord uit my mond uit sal gaan wat nie U goedkeuring wegdra nie. Here, maar laat dit sal gelouter wees en laat dit vanmôre op hartstafels sal val, Here. Here, laat die kerk van Suid-Afrika, laat die kerk van die wêreld weer sal hoor, dis tyd, laat die kerk Jesus Christus kom tentoonstel. En ek eer U daarvoor vanmôre in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Glory to God. Jy kan jou Bybel oopmaak in die boek Maleagi, die 3de hoofstuk. Jy sal vanmôre sien, hier staan 'n spieël voor die kruis. Nou my gebed is, laat daardie kruis sommer deur die spieël met jou sal praat. Ja. Amen. Halleluja. Want ek gaan dit sê maar soos dit, want die boodskap van die kruisiging het in hierdie tyd dwaasheid geword. Ja. Ja. Luister mooi. Die boodskap van die kruis het in hierdie tyd dwaasheid geword, selfs vir die kerk. Want die kerk misbruik dit wat op die kruis van Golgotha gebeur het. Predikers misbruik dit wat op die kruis van Golgotha gebruik het vir hulle eie vuil gewin. Want dit gaan oor wat ek bereik het. Dit gaan oor wat ons bou hier die massiewe plekke en aanbiddingsplekke en dan staan ons voor die plek en weet jy wat, ek gaan dit sê soos dit is, by al hierdie gemeentes is daar 'n bord op en wie se foto is op daardie prentjie, die pastoor en sy vrou se. O, Here help vir my. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die krag wat die kerk moet uitleef na buitekant toe, sodat die wêreld weer kan sien dat Jesus is nog steeds die redder, hy's nog steeds die verlosser, hy's nog steeds die geneesheer, moet weer begin weerspieël word, dat hy die waarmaker van sy kerk is, dat hy beheer is van die kerk. Glory to God. Hulle het 'n verwagting. Die kerk van vandag het 'n verwagting dat 'n prediker moet opdaag. Ja. Is so. Kom ek sê gou vir jou, 'n prediker is net so goed soos sy laaste preek. Ja. Hy is net so goed, en wanneer hy afdag het, dan is hy nie so goed nie. Ja. Of hy het nie goed genoeg voorberei nie volgens, is seker nie hierdie gemeente nie, maar okay. Gelukkig praat ek met die kerk. Praat met die kerk vanmôre. Want God gaan nie eendag vir die prediker vra, hoekom het jy nie die krag van God tentoonstel nie? God gaan eendag vir die kerk vra, waar is my krag? Ons hardloop na 'n man toe, laat hy vir ons moet bid, laat hy ons moet aanraak, en laat ek moet genesing ontvang. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, laat ons weer terug na die Here toe hardloop. Halleluja. Ons sit by die tweede stoeltjie daar, en hier so prent op, en pastoor Renier het oor hom gepreek. En ek sê, Here, wat maak ek hier? Wat wil jy vir my wys? Wat moet ek sien? En ek sien daai vrou wat teen die leeu se kop lê. En ek hoor daai leeu sê in die gees, hoe God sê, be stil. En nou,
that I am God. En ek glo dat die jaar 2026 gaan die jaar van, want die 26 beteken the gospel, die evangelie van Jesus Christus, want daar is geen ander evangelie behalwe die evangelie van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Daar mag niks uit die woord uitgehaal word of bygesit word nie. En ek sien met alle respek, ek sien te veel predikers goed uithaal. Nou sê die woord van die Here vir my, as jy enigiets uit hierdie woord uithaal, sal jou naam uit die boek van die lewe uitgaan. As ek vanmôre predikers kan waarsku, dan vra ek, is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Ek vra dit vir die predikers eerste, en ek staan hier heel eerste vanmôre. Ek staan hier heel eerste. En dan sê ek, Freddy van der Merwe, is jou naam werklik geskryf in die boek van die lewe? Is jou naam verseël met die bloed van Jesus Christus? Die woord van die Here kom by my in Maleagi, en ek wil hê jy moet saam met my opstaan wanneer ek dit lees vanmôre. Die 3de hoofstuk. Hy sê, kyk, vers 1, kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my sal baan. Dan, luister mooi, kerk van die Here, hierdie is 'n profetiese woord wat in 2026 gaan gebeur. Amen. Luister mooi. Prediker, luister mooi. God stuur vir my en vir jou as boodskapper wat die weg voor God sal baan. Maar hy sê, dan sal skielik na sy tempel kom die Here, na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, kom, sê die Here van die leerskare. Ek wil vanmôre vra, het die kerk vanmôre 'n begeerte vir 'n besoeking van 'n lewende God soos nog nooit tevore nie? Het die kerk vanmôre 'n begeerte, laat die pastoor so 'n bietjie op die sy staan, laat God self instap en van sy plek na sy plek sal beweeg en mense op dit sal aanraak. Glory. O, Here help vir my. Halleluja. Hy sê, maar wie kan die dag van sy koms verdra? Wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Here help. Want hy sal wees soos die, sê bietjie, vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. En hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Kan ek vanmôre vra, Here, kom louter ons vanmôre met vuur, Here. Here, kom smelt ons so bietjie, Here. Kom maak ons bietjie skoon, Here, sodat wanneer ek my hande opsteek tot eer van die Here, dat ek van hande wees van geregtigheid, dat ek met 'n stem sal wees wat van geregtigheid spreek in my lewe. Die Here seën sy woord, jy kan maar sit. Jy sien, geliefde, daar's soveel mooi aanbiddingsliedjies daar buitekant. Een wat ek baie van hou, is natuurlik hierdie een wat sê, "Kom Jesus kom." Amen. Kom aan, wie het nog 'n verwagting dat Jesus gaan kom? Is daar iemand soos ek wat glo dat daar nog 'n wegraping gaan wees? Verseker. Halleluja. Ja. Ek het bewys vanmôre. Ek het 'n bewys vanmôre dat mense predikers meer aanhang as wat hulle God aanhang. Want ek leer, ek kom ten kenne in hierdie paar weke wat ek besig is met hierdie, en luister, hierdie is eintlik 'n persoonlike getuienis, want aan einde September kom ek en ek sê, Here asseblief, jy mag my mo.
Daar moet meer wees. As die normale kerk gaan, sing 'n bietjie, dans 'n bietjie, klap 'n bietjie hande, luister 'n bietjie en dan gaan ons huis toe weer. In plaas van om te sê, Here, daar was tye wat ek kan onthou, wat ons voor die aangesig van die Here gelê het, wanneer die krag neerdal, sonder dat 'n prediker 'n woord gesê het, wanneer die gees van die Here instal. En wat ek vanmôre sê, dit still that old time religion. Dit het nog nie verander nie. Hy is gister, vandag tot in alle ewigheid, is hy dieselfde God, nou wanneer die Here verander. Ons praat so 'n bietjie oor 'n paar godspanne wat ons geken het, om Ernst van Rooyen en daai pastor. Kyk, daai pastore was manne wat jy bang was om die oë te kyk. Vandag is elke pastoor jou maatjie. As jy gedink het, ek gaan dit maar sê, as jy gedink het hierdie pastoor is jou maatjie, sny dit af. Hy is jou pastoor. Hy is jou pastoor. Wat as hy nie reg help nie, is jou bloed op sy hande. Wees eerder vir hom kwaad en gaan die hemel in. Eendag, en maak net vrede daarmee, vergewe hom net, spreek hom net vry, en gaan die hemel in, dan gaan jy agterkom, hy was eintlik toe reg. Ag, spaar net so 'n bietjie vir my. Asseblief man. Halleluja, lyk net beter. Ons is, my ding is verseker, geliefde kind van die Here. Ek besef die Here, daar moet meer wees. En ek kyk so 'n bietjie, ek het 'n paar geestelike paas in my lewe gehad. En een van hulle was ou Fanny Meyer. Die ou Pinkstergeleerdere weet wat ou Fanny Meyer kan onthou. Ek ken 'n paar getuienis van hom. Ek en my vrou ry om hom te gaan sien, na in Pretoria. Ry met sy Cressida, sy Camry. Hy nuwe Camry, so gou een wat ek ry. Ry ek hier agter hom. En hy ou ry my, kyk net in die spieël. Hy hou dit vir my en wil maar dop, ek sê, Here, hier kom moeilikheid. Here, hier kom moeilikheid. En die Here wys vir daai man goed. Tot op die punt. Weet jy, kom Pastor Rolf, they reflected Jesus. Daai godsmanne het nie hulle self gereflekteer in 'n spieël wanneer hy in 'n spieël kyk nie. Hy het Christus Jesus gereflekteer. Wanneer jy in hom kyk, dan sien jy nie, jy sien nie hom raak nie, maar jy sien die een wat deur hom werk. En sy werk, die Here werk nog steeds so. Die Here werk nog steeds so. Die feit dat daar nie meer respek is vir predikers nie, is die prediker se skuld, want hy reflekteer homself, hy reflekteer sy doele, later hy reflekteer wat hy wil hê, in plaas van dat hy reflekteer wat Jesus Christus wil hê. En die Here sê dat die prediker is veronderstel, die boodskapper is veronderstel om 'n weg vir hom uit te baan, sodat God skielik in die tempel kan instap. Ek gaan nie vanmôre vir jou vra, is jou prediker besig om te doen nie. Ek vra jou vanmôre, wat reflekteer jy dat God binne in jou huishouding kan instap? Wat reflekteer ek en jy dat God binne in jou huwelik kan instap? Wat reflekteer ek en jy dat God in my en jou mensverhoudinge kan instap? Wat jy sien, geliefde, as jy jou Bybel vashou, luister mooi. As jy jou Bybel vashou, hou net op jy vas. Hierdie is 'n swaard. Is 'n tweesnydende swaard. En om 'n swaard te gebruik om te slaan, moet jy hom optel. Dan slaat hy eers na jou toe. Dit is so maklik om iemand anders se foute raak te sien. Come on, ons sal so maklik sien wat doen daai een verkeerd en wat doen daai een verkeerd. Volgens wie se weer, volgens wat ek en jy glo of volgens wat die woord van God sê. Wanneer kom ek sê gou vir jou, as jy werklik Christus reflekteer en jy sien wat hierdie pastoor verkeerd doen, sal jy dag en nag sal jy sien dat Jesus op sy knieë lê en jy sal op jou knieë lê en vir hom bid. Glory. Maar ons is so maklik om vingers te kom wys. Terwyl ons met die swaard staan. En ek glo ook dat die Here vir my gesê het, hierdie, ek meet my nie aan pastoor Rolf nie, met aller, ek het baie respek vir hom. Daar's 'n klein dogtertjie daar agter.
Hoe oud is hy? Wie se kind is daai? Hoe oud is hy? Sê? As die Here haar wil gebruik, respekteer ek haar ook. Van die woord van die Here sê, hierdie spieël wat ek volgens wat ek na kyk, sê vir my, die man van sy gaan die waarheid hoor. Ek gaan nie, as spraakskoos ek gaan nie aanbraak maak, ek by pastoor Bekkemand, ry ek en sy, dan kom staan 'n seentjie tussen daai ou kombies, kom staan hy so tussen die binne, en hy sê vir my, pastoor, hoekom is daar altyd geld vir bier, maar nie vir brood nie? Come on. Omdat die kerk nie meer Christus wil reflekteer nie, vat hulle die kinders uit die kerk uit en hou sondagskool, terwyl die gees van die Here in die kerk moet werk. Want die ouers moet nie gesteer word nie, of is die ouers dalk bang, dat die kind gaan iets sien, dat die ouer by die huis en die ouer by die kerk twee verskillende mense is. Dis 'n groot waarheid. Want daar moet 'n weg gebaan word vir God om te kom besoeking aflê. Dat sê, maar wie kan die dag van sy koms verdra? Kom ek sê gou vir jou. Ek gaan dit sê soos dit is. As 'n prediker in die pad van God staan, om sy kerk te besoek, gaan hy hom wegvat. Ek glo dat hierdie jaar gaan die jaar wees wat God sy kans gaan begin skoonmaak. Soos wat hy dit gaan skoonmaak. So ek staan eerste vanmôre agter hierdie kansel en sê, Here, voor u hierdie kansel skoonmaak, maak eers hier skoon. Maak eers hier skoon vanmôre. Want Here, ek gaan voor u staan. En elke woord wat uit my mond uitgegaan, gaan ek verander. En elke persoon wat in 'n beradingssessie gesit het, of in my kantoor gesit, of wat ek gesê het, so sê die Here, se bloed gaan op my en elke prediker se hand wees, maar ook op joune, omdat jy dit nie gevat het nie, wanneer dit waarheid is. Jy sien geliefde, dis mos altyd iemand anders se skuld, as dit nie goed gaan in my lewe nie. Ag, shame. Ag, shame. Ag, shame. Here help vir ons. Luister mooi. Luister gou mooi. Hy sê vir ons in 2 Timoteus die 3de hoofstuk vers 16 sê vir ons. Hy sê vir ons die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. OK? Ons wil almal leer. Elke tweede ou wil 'n pastoor word. Luister. If you don't have a calling, don't try it. Jy mors jou tyd en jy mors jou geld. Wat ek weet van pastore wat by die huis sit, nog steeds met hulle brandewyn. Oh. Nee? Oh. Ja, ek lekker pastoor. Ons braai Vrydag aande saam. En dan staan ons Saterdag aande sommer by die kerk. Okay, waar gaan ek nou weer? Ek sien my vrou loer vir my. Ek is by gaan laai fight. Ek hoop hy sien dit sommer weer 'n keer. Dan staan ons by die kerk met 'n glasie wyn terwyl ons braai. Dan staan hy Sondagoggend agter die kansel. Dan sê hy, gisterand terwyl ek daar staan en braai, en ek drink my sip so aan my koue wyntjie, toe sê die gees van die Here vir my, almal wat wil swanger word, moet na vore kom. Pastoor, jy het nou net gesê ons moet vir hulle bid. Ek bid vanmôre dat God in daai kerke sal ingryp. Want daai kerk behoort nie aan 'n pastoor nie. Daai kerk behoort aan 'n lewende God. Ek bid vanmôre
Ek bid vanmôre dat daai man sy knie sal buig en tot inkeer sal kom. En as hy nie inkeer kom nie, waarsku kom vanmôre in die naam van Jesus, you're going to be removed. Want God gaan sy kerk terugvat. Want dit behoort aan hom. Want God wil weer laat die krag van die Here in die kerk geopenbaar word. Halleluja. Ag, come on, ons bid nou vandag vir kankers en ons bid 10 dae aan mekaar en ons vas en bid en wat ook al en dan 6 maande down the line dan bid ons vir dieselfde kanker en ons bid nog vir dieselfde goed en maar ek weet van daar wanneer ons een keer gebid is dan val hierdie goed uit vir een oomblik, Hoekom gebeur dit nie meer vandag nie? Want hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle het die krag daarvan verloor. Halleluja, want dit gaan oor ek bereik het, oor hierdie power tower wat ek gebou het en alles wat mooi is, in plaas van laat dit gaan oor Jesus Christus. Halleluja. Come on, as jy die Here nie kan aanbid onder die boom daar buitekant nie, moenie 'n kerkgebou gaan soek om die Here te aanbid nie. Hoor vanmôre, as jy die Here kan aanbid in jou binnekamer nie, moenie eers kerk toe gaan en gaan dink jy gaan die Here daar aanbid nie. Want as jy na hierdie kerk toe kom of jy na 'n kerk toe gaan om die Here te aanbid, dan moet jy gaan met een doel en een doel alleen. Ek is daar om sy naam te verheerlik. Ek is daar nie om deur mense gesien te word nie. Ek is daar om sy naam op te lig, want hy is nog steeds die Alfa, hy is nog steeds die Omega, hy is nog steeds die begin en die einde van alle dinge. Hy sê, my hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging. Kyk, ons like mos nie dit nie. Ons like hoe. Want ons is mos so slim vandag. Die enigste ding, ons sê mos, dis nie hoe ek het sien nie. Een prediker het eendag vir my gesê, dit hang af met wat se bril jy daarna kyk. Hy is ongelukkig al dood. Pastoor, kan ons nie maar net met die bril van God daarna kyk nie? Kan ons nie maar net met die bril van God daarna kyk, met hierdie woord van God daarna kyk nie? Hoor my wat ek sê. En dan die volgende een is die teregwysing. Né? Die teregwysing. Weet ek is nou al 'n professor. Ek het 2 doktersgrade. Ek het papiere teen die muur. Ek weet van baie mense wat papiere teen die muur het, mag ek dit sê? Ja. Maar niks in die oë tussen die ore nie. Ja. Wat my common sense, come on. As jy vir 'n kind sê, wil jy 'n blou roomys hê of 'n groen roomys? En hy sê 'n bloue, dan moet jy nie vir hom 'n groene gee nie, want hy het gesê blou. Hoor mooi, as die Here sê dat jy moet bekeer van alle weë en dat jy jou sonde, as die woord van die Here sê dat die vrug van die Gees sal by die bekering pas, dan sal die vrug by die bekering pas. Dis hoekom ek glo dat 99% van die kerk vandag nog steeds moet tot bekering toe kom, want waar's die vrug? Die vrug moet weer spreek uit die spieël uit. Wie die Here nog nie geval nie. Want ek gaan sien wie lieg. Dis so maklik om die Here te val. So maklik om 'n fout te maak. Maar is so wonderlik om voor 'n God te kan gaan lê en te huil sê, Here, please forgive me. Try me one more time. Here, kom was my opnuut vanmôre. Gewonder Paulus, ons het dit genoem, gepraat. Gewonder Paulus sê, ek moet daagliks tot inkeer kom. Ek moet daagliks aan my verhouding werk. Kan ek gou vir jou sê, jy moet daagliks aan jou verhouding werk, nie met jou pastoor nie, met 'n lewende God. Daar's te veel mense wat 'n verhouding met die pastoor wil bou. Daar gaan hulle naderhand, ek weet nie waar toe oral nie, ek wil nie eens daar gaan vanmôre nie. Maar hy sê, teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom? Hy sê, sodat die mens van God
volkome kan wees. O, Dis die waarheid. dis die toestand wat God die kerk vandag insoek. Ja. Dis die standaard wat God die kerk vandag insoek. Is 'n toestand van volkomenheid. Ja. Dat Christus volkomenheid beheer het van 'n gemeente. Laat God totale beheer het van jou gedagtegange, van jou doen en jou late. Laat God die totale beheer het van die gemeente as sulks. Dis die waarheid. Wanneer dit gebeur, sal minder mense hulle boudewip in die kerk het weghardloop. Ja, sê. Ja, sê. Dat sal hulle sê, prediker, preek dit, leer my wat my sondes is, sodat ek kan, hulle sal uithardloop en voor neerval en sê, Here, vergewe my, Here, kom red my, ek is geopenbaar. Maar sodra jy iemand openbaar, dan wip hy, en hy gaan op die sosiale media, en hy vat sy hele selgroep saam. Ja, sê. Skandalende. Né? En dan word hy 'n prediker, hy word 'n pastoor. Self-appointed. Die wy wat ons gekom het, moes jy voorgestel geword het om 'n pastoor te word. Jou leefwyse moes daarvan getuig het. Hy sê sodat die mens van God volkome kan wees, in elke goeie werk volkome toegerus. Die kerk wil toegerus wees met geld. Ek jammer. Ek jammer, geen mens is my bron nie. Prys die Here. Prys die Here. Glory to God. Geen mens is my bron nie. God is my bron. En ek wil vanmôre sê, God is nog steeds net in die siele besigheid. As dit gaan oor geld, kry vir jou aan 'n kerk, kry vir jou kerk waar dit gaan oor 'n siel. Amen. Wat soekend is. Wat soekend is, wat sê Here, ek gaan nie ophou om myself te ondersoek nie. Kyk, toe ek dese 'n September maand begin sê, toe sê ek, Here, nou moet ek van voor af repent. Toe ek sê, Here, daar moet meer wees. Toe sê die Here, gaan ondersoek jou. En hoe meer jy nader jy aan God beweeg, hoe meer foutjies kry jy in jou lewe. En baie keer stap jy so lekker en jy dink, "Joh, ek het dit gemaak vandag. Ek is hierdie dag deur sonder om iets te gefouteer het. Net tot vanaand toe, net voor jy gaan lê. Dan kom jy agter, toe het jy nie so. Jy het 'n paar foutjies gemaak. Want wanneer jy jouself gaan ondersoek, dan kom jy agter, daar's nie genoeg van Jesus in my nie. En iets wat die Here vir my sê, hoekom verdedig jy jou geestelike lewe so maklik? Waarom, as jy met iemand begin praat oor hulle geestelike lewe, waarom verdedig hulle so? Wie kan ek gou vir jou reguit sê, hulle het lou geword. En nou sê die woord van die Here, as jy liewer maar koud of warm was, maar omdat jy lou was, sal ek jou uit my mond uitspuug. Met ander woorde, dit is verwerplik, dit is geen smaak nie. God soek die smaak van sy seun Jesus Christus in die kerk van vanmôre. God soek nie die smaak van 'n prediker nie. Hy soek nie die smaak van 'n predikersvrou nie. Hy soek nie die smaak van 'n ouderling nie. Hy soek die smaak in die kerk van vandag van Jesus Christus wat uitgebeeld moet word. In Jesaja 48 vers 9 sê hy, om my naam ontwil, luister gou mooi, ek het goeie nuus vir jou, om my naam ontwil, vertraag ek my koning, en om my roem ontwil, bedwing ek my jou ten goede. Toe ek hierdie lees, my broer, toe besef ek, Freddy, die Here kon jou al net so gevat het. Ja. As ons Ou Testamenties nog geleef het,
Sou almal van ons al dalk gestenig gewees het. Come on, luister gou mooi. Hy sê, en om my roem ontwil bedwing ek my ten goede, om jou nie uit te roei nie. Roef toe die Here hierdie ding vir my gee. Ek wil vanmôre vir die kerk en vir die predikers kom sê, pas op waarmee jy besig is. Pas op waarmee jy besig is. Luister mooi, pas op waarmee jy besig is. Dit lyk baie keer glamorous. Ja, dis Hier is 'n baie mooi gebou. Maar alle respek. Wanneer daai hemel skeur, bly hierdie agter. absoluut. Absoluut. Wanneer daai hemel skeur, dan bly elke auditorium waar daar 10,000 manne of vroue kan sit en die Here kan aanbid, bly agter en niks nie. En dit gaan stof opgaar. Dit gaan plek wees, wegkruip plek wees vir mense wat gaan wegkruip vir die toren van God wat gaan ontvlam. Terwyl ek dit nou het om 'n regte wegkruip plek te kan hê vir die toren wat gaan kom. Wat as ek nou kerk toe gaan met die plek en ek sê dis nie 'n plek om te kan show nie, maar dis 'n plek van aanbidding. Dis 'n plek van waar die waarheid van God verkondig word. Dis 'n plek waar ek myself kan oopvlek. Ek gee nie om wie wat van my dink nie. Ek gee nie om of 'n mens dink, hierdie pastoor is veronderstel om heilig te wees nie, maar ek sê vir jou vanmôre, ek het God meer nodig as wat jy hom nodig het, want ek moet hom uitreflekteer en ek moet niemand anders doen nie. Ek het nie nodig om 'n gemeentelid uit te reflekteer nie. Ek het nodig om Jesus Christus uit te reflekteer na buitekant toe. Mr. Boy. Hy sê, en om my roem ontwil. Ek glo nie ons besef wat God se woord sê vanmôre nie. Hy sê, maar om my roem ontwil, bedwing ek my jou ten goede, om jou nie uit te roei nie. Kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkoers van elende. En dan sê hy vers 11, om my ontwil sal ek dit doen. Want ag, hoe is my naam ontheilig? Wat is my naam ontheilig? En ek sal my eer aan geen ander gee nie. Hoi! Ons vlieg na profet dit toe, en ons vlieg na profet daai toe, en ons gaan sien hierdie prediker, en ons kom by, pastor, do you got a word for me? As jy nie die Bybel het nie, laat weet my, ek sal vir jou een gee, maar die woord is die woord van die Here vanmôre. Come on, ek wil vanmôre vir jou sê, jy het nie nodig om 'n vliegtuigkaartjie te koop nie, jy het nodig om te gaan, daar in jou badkamer, beteken sommer selfs in jou badkamer. Glory to God. Jesus. Ek wou nie gesê badkamer nie, maar dit het my letterlik gebeur hierdie week. Laat ek in die badkamer roep na die Here dat ek huil. Hy antwoord God in die badkamer, man. Hy antwoord in die badkamer. Maar jy sien, dis mos net die prediker wat vir my kan bid. Terwyl die Here in Johannes 17 sê, hy sê ek bid vir julle. Here help vir my. God is awesome. His love has never failed me yet. Ek gaan nooit bedien soos die Here vir my sê. Hoor jy wat ek sê? Pastoor Dries, sit vir my op hy stoel asseblief. Halleluja. Want jy sien, ons moet reflekteer wat ons glo. Hoor mooi, glo jy nog in Jesus? Glo jy nog wat hy aan die kruis gedoen het? Glo jy dat hy elke siekte, glo jy dat hy elke vervloeking gebreek het? Pastoor, daar moet nog steeds sekere vloek op my wees. Né? Dis die een. Dis die een wat jy elke dag spreek.
Ek het nog nie gesond geword nie. Ja. Vanmôre verwyker om te sien ek hulle bid vir hom. As ek vir pastoor Dries vra, vra ek vir hom, wat sien jy vanmôre? Wat sien ek vanmôre wanneer ek daar kyk? Sien ek iemand wat siek is? Of sien ek die prys wat aan die kruis van God betaal is? That's the God I serve. Amen. That's the God. Wanneer jy 'n prostituut daar laat sit, wat sien jy? Sien jy die hoer wat op die hoeke van die straat staan en haar liggaam verkoop om 'n lewe te maak? Kom aan. Hy slegte vrou. Hulle bring haar na Jesus toe. Hulle bring haar na Jesus toe. Gereed met die klip om te gooi. Ek sê vir jou vandag, daar is meer klippe in kerke as bakstene waar die kerke mee gebou is. Oh. En dis nie die klippe wat sal uitroep na die Here toe nie. Dis die klippe wat wag om te gooi. Pastoor Dries, hoekom is jy nog nie gesond nie? Kom ons vat die eerste klip. Hy het nie genoeg geloof nie. Oh. As jy geloof het soos 'n mosterdsaad, is dit genoeg vanmôre vir daardie probleem in daardie liggaam dat dit nou sal uitval in die naam van Jesus. En ek wil vanmôre 'n verklaring maak, staan op gou pastoor Dries. Ek maak vanmôre 'n verklaring, daar sal nooit weer gebid word vir genesing oor daardie liggaam nie, want daar sal net verklaar word dat hierdie liggaam is genees in die naam van Jesus Christus môre. Hy het vanmôre volkome genesing ontvang. Halleluja. Is daar enige iemand wat kan profeteer en skree, so sal dit wees? Yes, amen. It will be like that. Halleluja. So die volgende keer wat jy hom sien, vra jy nie vir hom, pastoor Dries, hoe gaan dit nie? Dan sê vir hom, pastoor Dries, ek is so bly dat ek saam met jou kan stem, dat God jou genees het. Dat God jou genees het. Halleluja. Die God wat ek ken, het ek letterlik gesien hoe kankers uitval. Letterlik en figuurlik. Kom aan. Ons doen bevryding op iemand wat bevryding deurgaan en ons het so emmer. En terwyl ons besig is ons bestrafte ding, val hy so uit. Val so doef binne in die emmer. Val haar ding uit. En ek hoor daai doef binne in die emmer en ek kyk en ek sien niks in die emmer nie. Ek sê, Here, wat is dit? Maar daai persoon stap daar vry uit, want daar is nog steeds krag in die bloed van Jesus Christus. Daar is nog steeds 'n naam, elke naam sal buig, waarvoor elke demoon sy knie sal buig en sal bely dat hy ontroon is. Deur wie? Deur 'n baba seentjie. Oh. Laat hy ontroon is deur die baba Jesus Christus, want jy sien, die vyand kan nie erken dat Jesus ons om in die vlees oorwin het nie. Hy kan dit nie erken nie, want dis hoekom daar so baie verskillende gelowes. Party glo dat God werk mos net in die gees. Want God is mos gees en ons moet hom in gees en waarheid. Ek wens die mense wil net die hele Bybel lees. Nee. Maar ek sien toe Jesus die woestyn ingelei is deur die gees van God om wat? Om versoek te word. Om loutering deur te gaan. Come on. Om loutering deur te gaan. En dan kom daar goed ons pad langs. En dit voel vir ons partykeer, ons is in 'n vuuroond. Ons is besig in 'n smeltkoers en dinge lyk asof dit net warmer en warmer word. Wanneer dit bietjie moeiliker en moeiliker gaan, dis juist wanneer ons moet besef, die Here is besig om so bietjie, daar moet goed uitkom. Daar moet dinge bietjie uitkom wat so bietjie uitgepad uit moet weggevat word. Wanneer gaan die Here 'n wonderwerk doen as niemand siek is nie? Ja. Dis waar. Wanneer gaan die Here kankers genees as daar nie mense opdag met kankers nie? Dis waar. Hy staan gister, vandag en dieselfde God. Hy het nog nooit verander nie.
Hy stuur slange om sy volk in lyn te kry. Hy stuur die adder om sy volk in lyn te kry. En hy stuur die adder op 'n paal om sy volk te red. Hulle bring 'n prostituut na haar redder toe. Hulle bring 'n prostituut na haar redder toe. Wat weet jy wat? As hulle die werklik Jesus Christus uitgebeeld het, het sy lankal haar lewe en hart vir die Here gegee. En wie bring haar? Wie bring haar? Die priesters. Die predikers van die tyd. En wat het die predikers van daai tyd gedoen? Dieselfde as wat hulle vandag doen. Want dit gaan oor wat hulle wil hê, in plaas van wat wil God hê. En dit wat vir God belangrik is. Hoor mooi. Hy sê ek sal my eer aan niemand gee nie. Hy sê ek sal my eer aan nie. Om gelouter te word is 'n proses om meer soos Jesus te wees. Wanneer jy deur verdrukking gaan, wanneer jy deur moeilike tye gaan, is dit om meer soos Jesus te wees. Want die oomblik, kom aan, kan ek dit gou vir jou sê, die grootste plek, die beste plek, waar Jesus sy liefde aan my en aan jou bewys het, was nie toe hy saam aan die tafel gesit het nie, was nie toe hy saam met jou in die woestyn gestap het, was toe hy op die kruis uitgeroep het, my God, waarom het jy my verlaat? Toe hy uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, daar in die tyd van Getsemane, toe hy sê, dit so 'n bietjie saam met my. Is julle biddende gemeente? Come on. As julle biddende gemeente is, sit hierdie kerk, bid hier tye net so vol so wat hy vanmôre sit. Dis nie 'n biddende gemeente en jy daag die woensdae aande op nie. Amen. Come on. Maar wanneer ons 'n biddende gemeente, hy sê bid so 'n bietjie saam met my, en hy gaan 'n klip voor hy gooi verder, en hy gaan staan so 'n bietjie aan die agterkant, en hy bid, en die woord van die Here sê, die Amplified sê, he threw himself to the ground. Hy het homself neergegooi. En hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie, my wil nie, u wil. En weet jy wat, dis al wat ons preek. Nogtans nie, my wil nie, maar u wil. Maar wat is die beker wat hy moes drink? Wat is die beker wat hy moes drink? Luister mooi. Hoor mooi. Jesaja 51 vers 22 sê, so sê die Here en jou God, wat die saak van sy volk verdedig. Come on. God wil jou vanmôre beskerm, kind van die Here, luister mooi. God wil sy kerk beskerm, God wil sy kerk toemaak. Hoor mooi, hy sê, so sê die Here en jou God, wat die saak van sy volk verdedig. Kyk, ek neem die beker van bedwelming uit jou hand, en die kelk van grimmigheid, jy sal dit verder nie meer drink nie. Oh. In die Ou Testament, in Jesaja, van Jesaja tot by Jesus, ek het my sommetjie so gaan maak, 777 jaar. 777 jaar, sê die Here, gaan iemand kom, en hy gaan sê, ek ruil daai beker vir my beker. Hy daar die boven sit, en ek breek die brood. Kom aan, jy kan die nagmaal nie meer ligtelik opvat nie, halleluja. Kom aan, ek breek sy liggaam uit mekaar uit, en hy sê, jy moet van hierdie liggaam eet, en dan daar die beker, vat hy die beker, en hy sê, ek sal die beker van grimmigheid, wat jy moes drink, sal ek vat, en want my vader het gesê, jy hoef het nie meer te drink, maar hier is my beker, en dis my bloed, halleluja. Dis my bloed, dis my beker van liefde, dis my beker van oorwinning, dis my beker van genesing, dis my beker van verlossing, halleluja, kom aan, is jy nog steeds 'n oorwinnaar, kom ek sê gou vir jou, jy kan nie vanmôre verklaar, ek is meer as 'n oorwinnaar, deur Christus Jesus wat my eerste lief gehad het, as jy nie van die beker van Jesus gedrink het nie.
Lekker jy moet vanmôre een ding besef. Jesus kom doen 'n ruiltransaksie. Hy doen 'n ruiltransaksie. Pastor Dries, hy sê, that cup. My father said, 770 years before me, I'll take that cup away. En ek sal jou die beker gee van volmaakte verlossing. Glory to God. Want dit wat Christus op die kruis gedoen het, het hy volmaak gedoen. Het hy ten volle gedoen. En daar's daar's niks wat ek en jy meer nodig het, behalwe wanneer hierdie spieël, wanneer ek om en kyk, en ek sien nie meer vir Freddie raak nie, maar ek sien vir Jesus Christus raak. Wanneer ek Jesus kan sien, ek is nie reg waar ek hier staan om hemel toe te gaan nie, nie voordat ek genoeg gebuig het en genoeg reg gemaak het, dat Jesus, wat God kom om sy bruid te haal, vir wie? Vir sy seun, Jesus Christus. Hulle gaan by hom moet pas, want God sê, ek het julle na my beeld en my gelykenis gemaak. Halleluja. God het nie gesê, kom soos jy is en bly soos jy is nie. Hy het gesê, kom soos jy is en hy sal jou verander, hy sal jou vernuwe. There's a new name written down in glory. And it's mine. Not for wine and dine. Oh. Halleluja. Kan ek het gou sê? Your glory still belongs to Jesus. Met ander woorde, alles wat God in jou doen en deur jou doen, behoort nie aan jou nie. Daai eer behoort aan die Here. Halleluja. Ek het dit sommer so 'n bietjie gesit. And the limelight also belong to Jesus. So predikers en kerk kom uit die limelight uit. Sit Jesus weer voor. Halleluja. Dis hoekom die kerk leeg is. Dis hoekom die kerk kragteloos is, want hulle wil hulle self tentoonstel. En kom ek sê gou vir julle môre. Daar's baie kerke wat vol sit vanmôre. En ek gaan my bediening op hierdie ding sit. Hulle sit vol want dit lyk meer soos die wêreld. Hulle lyk en ryk soos die wêreld. 4 dae dood, hulle stink al. Maar dank die Here, hy gaan roep, kom uit. Hy gaan kom. Ek is so bly. Kyk, daar's 'n ding wat die duiwel bly is oor wat Jesus gedoen het, né? Is die dag toe hy sê Lazarus kom uit. Het hy nie gesê dooie staan op nie. Aan die hele doderyk leeg getrek. Maar toe kom net Lazarus uit. Waarom het die Here vir Lazarus uitgehaal? Om te wys dat Lazarus 'n goeie mens is? Hoeveel dae later, jy het nou die dag gepraat, toe maak hulle hom weer? Toe maak wil hom doodmaak? Ja, volgende hoofstuk. Volgende hoofstuk, nee die volgende hoofstuk. Ja. Toe's daar hitlus op hom. As daar nie hitlus op jou is nie, is jy nie besig met die regte goed nie. As die kerk nie besig is met die waarheid nie, as 'n kerk nie teenstand het nie, hoor mooi, as 'n kerk nie deur finansiële troubles gaan nie, ek moet nou was op wat ek sê, maar ek gaan dit sê, as almal in die kerk wat hulle tiende moet betaal, hulle tiende betaal, sal die kerk doen wat hy moet doen. Ja? Maar omdat die kerk Christus nog nie reflekteer van oorvloed van voorspoed nie. Dat jy lewe en oorvloed kan hê nie. Hè? Pastor Rolf? Maar omdat die kerk bevraagteken alles. Ek was nie van plan oor tiendes te praat nie. Ek preek glad nie tiendes nie. Die Here doen dit in my gemeente. En hy het vir my iemand gegee met die naam van Leon Swart. OK. Maar ek is nie bang om vir jou te sê, hou op om te steel by God nie. Jy sit in die finansiële krisis wat jy sit omdat jy steel by God.
Want Jesus het nie gekom om te vat nie. Hy het gekom om te gee. Hy het gekom om sy alles te gee. Wanneer gaan ek en jy ons alles kan gee? Wanneer gaan ons alles kan gee? Hoor jy wat ek sê vanmôre, kind van die Here? Luister mooi. Toe Jesus in die boventrek kom en die beker gee om te drink, gee hy vergifnis. En dan kom daar iemand met die naam van Petrus en hy sê, Here, jy kan nie my voete was nie. Pastoor Roef, hoor wat ek vir jou sê. Jy gaan preek tot jou longe uit is, maar daar sal iemand altyd in jou kerk sit wat nie gaan toelaat, hulle self toelaat om gewas te word nie. Dis onbetwijfelbaar. Want met wat se gesindheid, come on, ek gaan dit sê, met wat se gesindheid kom ek kerk toe? Dit was 'n preek op sy eie. Ek wil net so 'n stukkie daarvan aanhaal. Jesus sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En wat is in die wil van die Vader? Wat is in die wil van die Vader vanmôre? Net so 'n stukkie aanhaal. Gees van die Here lei my soontoe. Wat is in die wil van my Vader? Kom ek sê vir jou vanmôre, elke oorwinning lê in die wil van die Vader. Elke hand van voorsiening lê in die wil van die Vader. Halleluja. Come on. Elke toets wat jy gaan deurstaan, wat jou gaan louter, wat jou so bietjie gaan skoner maak, wat die smeltkoers so bietjie gaan opmaak. Die woord sê, dat deur ons dat wanneer 'n kopersmid of 'n silversmid besig is, dan maak hy hom skoon, maak hy dit 'n sekere hitte, en dan kom maar 'n sekere hoeveelheid vuile goed uit. Dis daai eerste bekering, né? Dis daai rook nie en drink nie en vloek nie en, né? Dan skep die Here dit af. Dan dink ons is sharp. Sê nee, ek sien kant nie. En dan kom hy en dan maak hy dit weer 'n keer warm. Dan sien ek daar's nog so 'n bietjie geskinder. Né? As hier dan kom ek skep dit af. En dan maak hy dit weer 'n keer warm. Dan sien jy daar's nog so 'n bietjie twis en tweedrag. Né? En dan wanneer jy by die 7de keer kom, dan sê hy, kan ek maar nou die eie ek bietjie afskeep? Halleluja. Kan ek nou by die laaste ding kom en die eie ek afskeep, sodat wanneer Christus Jesus daarin kyk, dan sien hy homself. En dan vra ek jou, wanneer jy in die spieël kyk, moet jy Christus Jesus kan sien. Wanneer Christus na jou kyk, wil hy homself in my en in jou raak sien. Ek het nêrens gesien dat die disippels gestap het. Pastoor Dries, kom hier. Ek soek 2 groot man, haas 2 lang man na daar agter. Kom vir my hier so, daai agterste 2 lang man, Nicole, ja. Jy nou, kom. OK, gou jou baadjie uittrek. OK. Alright. Ek mag maar, né? Kom staan jy hierdie kant, dan vat jy die baadjie aan die kant en hy vat die baadjie en af, staan daai kant. Vat in die baadjie aan die ander kant. Dan hardloop hy, want hy is nou mos maar die pastoor. Man of God. En dan spring hy, en dan help hulle hom net sy baadjie aantrek. Want hy is mos nou 'n man of God, weet. Nee, het jy gesien? Ja. Die Here moet my help wat ek nou wil sê. Mag ek sê, as hy toilet toe gaan, stink dit ook. Ja. Hoor mooi, trek maar jou baadjie aan. Daar is net een wat 'n mantel dra. Daar's net een wat 'n salwingsmantel dra. Halleluja. Dit was net 'n simbool wat hulle met manne, hoe hulle manne opverhewe. Halleluja. Baie dankie pastoor Dries. Come on. Halleluja. Come on. Hulle verhewe manne op. En hulle het leiwagte. Jesus het nie een leiwag gehad nie. Nee. Toe Petrus opstaan en hy trek sy swaard uit en hy sê ek sal jou leiwag wees. En hy kap die soldaat se oor. Toe sê die Here vir my, Makkie, hier's my swaard.
Hier is my swaard. Hier is my swaard. En weet jy wat? Dan gebruik ons hierdie as 'n swaard. En ons wil sny. Pastoor Ben het altyd 'n ding gesê. Ek dink is Elvis Presley wat dit gesing het. Killing them softly. Killing them softly. Sit baie keer sit daar vrouens. As my vrou. Dan sê sy, as my man my eerder met die vuis slaan, dan is dit beter, dit kan vinniger gesond, as dit wat in die mond uitgaan. Hoor jy wat ek sê? Halleluja. Hart op kinders. In hierdie week. Gister wys my vrou, 12 jaar oud, pleeg 'n kind selfmoord oor boelie. Weet jy hoeveel ouers boelie hulle kinders? Meneer, of jy 'n bullebak is of nie 'n bullebak is nie, pas op. Hierdie man het eendag 'n ontmoeting met 'n lewende God gehad tydens 'n mannekamp. En daar's my vrou. Ek's regiet en dinge so. En hy's so klaar. Dinge is reg of hy's weg. Verstaan jy wat ek sê? En ek sit by daai mannekamp en ons is besig om te sing. So Vrydag aand en ek sluit af met hierdie getuienis. Dis Vrydag aand en ek bid. Ons bid en ek sê Here, U moet met my kom ontmoet hierdie naweek. In die volgende oomblik, of dit 'n gesig was, of dit werklik was, kan ek nie onthou nie, maar dit is 'n werklikheid soos wat ek dit nou ervaar. Want terwyl ek dit sê, ervaar ek die salwing van 'n lewende God. En ek kyk, en ek sien deur 'n sankdak, sien ek 'n klomp manne wat staan en sing en hande klap. En ek sien myself daar staan en hande klap. En 'n stem sê vir my, wie is Wilma? Wie is Nolien? En wie is Letitia? En ek antwoord, ek sê dit, I have the audacity to say, it's my wife and my children. En daai stem sê vir my, voordat ek hulle vir jou gegee het, hoort hulle aan my. En ek het 'n skrik. Want ek staan voor 'n lewende God. Ek het 'n ontmoeting. Daai naweek. Ek sê Here, wat reflekteer ek na my gesin toe? En ek kom met 'n skok agter. My vrou, my kinders is nie lief vir my nie, hulle is bang vir my. Ek staan hier, ek kan dit vir jou sê, want ek het daai ondervinding gehad. En God leer my wat sy liefde is. En hy sê vir my, jy beter gaan om verskoning vra. Kyk, ons ouer gardes het ons anders te groot geword. 'n Man huil mos nie. Jy vra nie sommer om verskoning nie, want jy's nie verkeerd nie. En ek moet my vrou en ek moet my kinders gaan om verskoning vra. Dis 'n worstelstryd. Want die pa wat weggegaan het, is nie meer daar nie. En die pa wat terugkom, is iemand anderster. En ek het gedink ek dien die Here. Ek het gedink ek stap die reguit pad. Ek het alles reg gedoen. Alles moes so reinreg wees. Maar weet jy wat, daar's baie keer wat ons so konsentreer op hierdie dinge, dat ons vergeet om te konsentreer op Jesus Christus. Ek sê Here, terwyl ek maandagoggend werk toe ry, ek het so 76 kilos om werk toe te ry, van Brakpan af, na Lenasia toe, waar ek gewerk het. Ek het nog 'n paspoort gehad, jy moet 'n paspoort hê om by Brakpan te kom. Ek ry soontoe en ek sê, Here, as ek om verskoning, ek draai bakend met die Here. Sê, Here, as ek regtig om verskoning moet gaan vra, kan jy dit maar net regmaak nie? Ja. Rolf, Ja, kan jy dit nie maar net uitsorteer nie? Laat dit net so verdwyn. Verstaan jy? As baie keer weet jy goed net los. God sorteer dit uit, maar as baie keer, en dis vergifnis.
Luister mooi. Vergifnis kan jy nie net uitlos en dit sorteer self uit nie. Want vergifnis gee vergifnis. Sonder vergifnis kan jy nie vergifnis ontkry nie. En ek ry, en ek sê vir die Here, ek werk by 'n lekker goed maatskappy. Ek het switch gemaak vir my vir 'n lewe. En ek ry soontoe en ek sê, Here, as daardie maatskappy in 'n halfuur opstart, as ek daai produksie aan die gang kry binne 'n halfuur, dan sal ek om vergifnis gaan vra. 15 minute te loop die plek. Daar's nie een masjien wat opstart sonder met 'n probleem nie. Gewoonlik start hy elke maandagooggend met 'n probleem op. Ja. Dit is waar. Toe die eerste halfuur, voor die eerste halfuur sê ding, toe val die eerste batch switch op die tafel. Ek sê, Here, nog net een ding. Ek weet nie moet doen nie, so ek sal moet gaan skryf. Dat ek dit maar wit op swart sit. Maar ek 2 base. As hulle nie hier vandag is nie, dan weet ek moet gaan skryf. Werk vir 2 Hindus op 'n stadion. Ashi en Roshan. Roshan kom en hy sê vir my, Freddy, me and Ashi is going out for the day. Dit vat my hele dag om 3 briewe te skryf. Een vir my vrou en een vir elke kind. Jammer. Jammer dat ek Freddy op jou afgedruk het. Ja. En nie Jesus nie. Jammer dat 'n prediker homself afdruk op 'n gemeente in plaas van Jesus. Amen. Letitia was nog so klein, sy moes Letitia se brief al lees. Maar van daardie dag af is my visie. Daar's 'n ou quote wat sê, te wees soos Jesus. Ek verlang, ons sing hom te maklik. Ja. Ons sing hom te graag. En baie keer wanneer ons hom sing, en die Here sê, wil jy wees soos wat ek is? Ek sê, ja, Here. Dan sê hy, kom ek lei jou net so 'n bietjie die woestyn in. Ja. O, Here, net nie die woestyn nie. Stuur my eerder na die paradys toe. Nee. Is in die woestyn waar die Here die vyand oorwin het. Hoor mooi. Dit was daar in die vuur waar die Here toue laat afval het van 'n Sadrag, Mesach en Abednego af. Dis waar die toue afgeval het. So wanneer jy deur 'n ding gaan, wanneer dit moeilik gaan, moenie sê die vyand. Ja. Moenie sê, pastoor, die vyand val my weer aan nie. Gaan in jou binnekamer en sê, Here, louter my. Louter my, laat ek hier sterker uitkom en meer soos Jesus sal wees. As ek vanmôre daar gaan sit en dan sê ek vir daai prediker wat ek daar sien, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan gaan jy op jou knie en sê, Here, louter my, sodat die kerk weer Jesus kan kom tentoonstel en niks anders nie. Nou vra ek jou vanmôre wat hierso sit, speel jy dat dit net goed gaan met jou? Dis net glory, hallelujah. Kom aan. Verstaan jy? Jy mag geen valse getuienis hê nie. Geen valse getuienis nie. Hoor jy wat ek sê? As dit net goed gaan met jou, is jy nie op die plek waar jy moet wees nie. Dan kan Christus nie weerspieël word deur my en jou nie. Jy kan jou oë sluit. Net daar waar jy is. Ons as die kerk vanmôre wil baie keer hê dat die Here moet net gebede beantwoord.
Ons wil hê die Here moet met alle respek moet spring as ons die vingers klap. Maar partymal moet ons so bietjie deur die vuuroond gaan. Partymal moet ons so bietjie deur die loutering gaan, sodat God kan kom en homself kom tentoonstel. Ek net 'n slukkie water vat. Want dit lyk lelik. Ek moet die bottel in die hand staan. Ek vra jou vanmôre, as jy nie kan jubel en juig wanneer dit sleg gaan, hoekom wil jy jubel en juig as dit goed gaan?